Die Here sê, ek is die Here jou God. Ek vat jou aan die hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Ja, om in die teenwoordigheid van die Here te wees is 'n besondere voorreg en 'n genade, en laat ons daarom die lof van die Here besing uit Gesang of Lied 521, die eerste en tweede strofes. Ons sing 'n lied uit dankbaarheid dat die Here vir ons totale lewe vir ons sorg. Ja, om die Here se lof so te besing en so voor sy grootheid te staan, raak ons bewus van ons eie broosheid en ons eie kleinheid en nietigheid. En daarom wil ons hoor hoe die Here wil hê dat ons lewe, sodat ons onsself voor hom kan verootmoedig. Die Here het ons bevry van die slawerny van sonde. Galasiërs 5 stel dit duidelik dat Christus ons vrygemaak het sodat ons werklik vry kan wees. Die Here het al in Eksodus 20 gesê dat hy die God is wat vry maak. Hy het immers Israel uit Egipte bevry. En toe eendag by die berg Sinai gee hy vir Moses 2 kliptafels en sê daarmee: as jy vry wil bly, dan moet jy naas my geen ander gode hê nie. Dan mag jy nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak of dit vereer of dien nie. En dan mag jy die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Dan moet jy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou en daarop rus. En dan moet jy jou vader en moeder eer. Dan mag jy nie moord pleeg nie. Dan mag jy nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Dan mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan mag jy nie begeer nie. En as ons eerlik onsself ondersoek, broers en susters, voor die spieël van die woord, sal ons sien dat ons vryheid in hierdie week telke male prys gegee het. Soos Galasiërs 5 vers 1 dit verder stel, het ons onsself weer onder 'n slawejuk laat indwing. Kom ons bely dit nou voor die Here wanneer ons saam sing uit Gesang 384, die eerste strofe, terwyl ons so bly sit.
Here maak hierdie onbeskryflike belofte. Hy sê dat wanneer ons skuld bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons al ons ongeregtigheid. En daarom wil ons nou ons geloof voor hom bely, en terwyl ons sit, sing ons Gesang 454, die eerste, tweede en derde strofes. Voor ons uit die Here se woord saam lees, kom ons raak stille gebed voor die Here. Ons driemaal heilige God, Vader, U wat ons versorg, U wat ons verseker van U troue liefde, U wat ons beskerm, ons aanbid U. Jesus Christus, ons middelaar, ons verlosser, U wat ons die vrymoedigheid gee om met ons Vader een te word. Ons aanbid U. O Heilige Gees, U wat in ons bly en ons troos, U wat ons leer om alles wat Jesus Christus kom leer het, te verstaan, te glo en uit te leef, ons aanbid U. En ons bid U, Here, dat U U kerk in die wêreld sal dra en versorg. Daar is so baie van die kinders oor die wêreld wat swaar ly, of dit deur vervolging is, en of dit deur ouderdom is, of as gevolg van siekte, of die trauma van verhoudinge wat nie uitwerk nie. Wanneer ons so in ons benoudheid kom, dan kom ons voor U staan, U wat ons hoop is, en ons uitkoms is. Dankie Here dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan kom, dat ons kan aanbid, dat ons met U 'n gesprek kan tree, dat U met ons praat deur die woord en ons kan U antwoord, 'n lied, 'n gebed. U teenwoordigheid is werklik vir ons wonderlik.
wil dan nou U woord vir ons oopmaak, dat ons daaruit kan leer, dat ons U waarlik daarin kan ontmoet. Praat met ons, Here, deur U Gees, en laat ons gehoorsaam reageer. Ons vra dit diep afhanklik van U, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Voordat ons uit die skrif gaan lees, net so een of ander inleidende gedagte oor ons teks uit Jesaja 41. Die tweede Jesaja begin by hoofstuk 40 en gaan deur tot by hoofstuk 55. Nou in hierdie gedeelte van Jesaja bevind Israel hom in ballingskap en wag nou op die Here vir 'n uitkoms en bevryding. In die eerste perikoop van hoofstuk 40 begin en eindig met die boodskap dat dit God se inisiatief is wat die uitkoms vir Israel bring. In die tweede perikoop van hoofstuk 40 word die onvergelyklike wysheid en skepingsmag van die Here besing. En die gedagtes oor God word dan ingespan om vir Juda te oortuig dat God hulle belange op die hart dra. Hulle hoef nie meer te kla dat God hulle nie raak sien nie, trouwens hulle mag nie meer kla nie, want God bly getrou. Want God sien hulle nie net raak nie, maar hy sal nooit moeg word om vir die wat op hom te vertrou nuwe krag te gee nie. So die uitkoms word nou in hoofstuk 41 waarna ons gaan luister, verbind aan die optrede van die heerser wat uit die ooste en alle waarskynlike Kores van Persië wat deur die Here ingespan gaan word. Deur hom gaan daar uitkoms kom. Maar Israel kan nou moed skep, want God is met hulle. Al voel hulle soos 'n wurm in hulle onbenulligheid. God sal hulle gebede verhoor en groot verandering bring tot 'n getuienis nou vir baie nasies. En dan let ons nou op wanneer ons uit die Bybel lees, hoe Israel as God se dienaar hier geteken word. En hierin leer ons iets, broers en susters, dat ons God onvoorwaardelik kan vertrou in ons diepste nood. Ek lees dan Jesaja 41, daarvan vers 8 af. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, en ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Almal wat jy nou te kere gaan sal teleurgestel staan in die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word, hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here jou God. En ek vat jou hand en ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein, Israel, ek help jou, sê die Here jou Verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorsslee, 'n nuwe met baie tande, en jy sal berge dors en fyn maal. Jy sal van rande 'n kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai, die stormwind sal hulle verstrooi en dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Tot sover die skriflesing. Die Here Jesus het gesê dat elkeen wat
die woorde van God hoor en in hom glo wat hom gestuur het, die ewige lewe het. Hy sê ons kom nie meer in die oordeel nie, want ons het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Nou broers en susters, elkeen van ons kan getuig van 'n geleentheid, en ek dink baie van ons kan getuig van baie sulke geleenthede, waar dit gevoel het of jy voor 'n berg te staan gekom het in jou lewe. Dis tye wanneer die druk van ons verantwoordelikhede en die eise wat die lewe aan ons stel, gewoon so onhanteerbaar groot geword het, dat dit vir ons voel asof ons dit nooit sal maak nie. Jy beleef so 'n gevoel van magteloosheid en angstigheid dat jy nie meer uitkom sien nie. Jy weet nie hoe jy ooit oor hierdie berg gaan kom nie. Praat 2 jaar gelede met 'n man wat sy seun op ouderdom 30 aan 'n skielike siekte afgestaan het. 'n jaar later sterf sy dogter, wat 'n ma is van 'n 2-jarige dogtertjie tragies in 'n motorongeluk. Albei sy kinders in die vleur van hulle ouderdom dood. Sy gesin is uitgewis. 'n Vriend van my, wat al 'n geruime tyd in Engeland bly, kom kuier 'n paar jaar gelede vir sy pa terwille van sy verjaardag. Op pad terug lughawe toe, stol hulle motor op die R21 en 'n kar ry teen 'n hoë spoed agter in hulle vas. Sy vrou en hoogsbegaafde dogtertjie van 9 jaar sterf albei in die ongeluk. Hy bly siel alleen oor. Die coronavirus haas om soos 'n engel van die dood wêreldwyd 'n pandemie te veroorsaak. Almal leef beangs en benoud oor wat môre kan bring. So daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe, in elkeen van ons se lewe, broers en susters, wanneer dit voel asof jy in 'n sielestilstand gekom het, of in 'n dorre niemandsland gekom het, dat jy van God en mens verlate voel. En alwaarvan jy dan bewus raak, is 'n ondeurdringbare berg wat hier voor jou te staan kom, wat jou weghou van God af, 'n God wat hoor, God wat sien, 'n God wat antwoord. En is in tye soos hierdie, dat wilde beweringe oor God, soos God gee nie om nie, of God hoor nie 'n mens nie, dat dit jou nêrens bring in jou lewe nie. In hierdie galery van moedeloses, wat by tye soos jy ook voel en soos wat ek voel, vind ons ook groot gelowiges. Ons vind Elia onder die besembos, Job op die ashoop, Dawid wat vlug vir sy lewe en skuilings soek in 'n grot, en uiteindelik Christus Jesus, wanneer hy angstig aan die kruis uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Die eerste vraag wat by hulle en die mense rondom hulle en by ons opkom, broers en susters, is: hoe kan God? Waar gaan soek jy hulp? Hoe kom ek verby hierdie berg wat hier voor my te staan gekom het? Vanmôre wil die Here vir ons kom leer wat om met so 'n berg in ons lewe te maak. Hoe slaag ek daaraan om met my lewe aan te gaan, selfs al lyk dit vir my na 'n saak van onmoontlikheid? Ja, wat ons gewoonlik doen, is dat ons bid vir die Here en vra hom tog net hierdie berg van ons weg te neem, sodat ons nou net met ons lewe kan aangaan normaal. Maar dan sê die Here vir ons: nee, ek vat nie berge weg nie, maar ek vat jou deur 'n berg. Hierdie teks gebruik die metafoor van 'n berg om te wys hoe dat mense vasgeval kan raak en hoe Israel vasgeval geraak het in hulle krisis. Die pad wat die Here met ons loop, broers en susters, is nie deur die berg van ons trauma
van ons weg te vat nie, maar hy vat ons daardeur. Hy sê in vers 15, ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. En jy sal berge dors en fyn maal, en jy sal van rande kaf maak. Dan sal jy jubel in die Here, jy sal roem in die Heilige van Israel. En die Here maak die belofte. Hy maak die belofte dat hy jou sal bemagtig. Hy vorm jou. Hy maak jou sterk en bekwaam om deur hierdie berg te werk. Dis 'n belofte van die Here. En broers en susters, om deur 'n berg te gaan is geen maklik nie. Dit vra inspanning. Selfs dat ons sal moet bloed sweet. Dit verg vasbyt, deursettingsvermoë. Maar hoe gebeur dit? Hoe slaag 'n mens daarin om nie heeltemal vernietig te word deur die druk en die stres en die aanpassings wat op jou gelaai word nie? Die Here sê, deur anders te kyk na jou omstandighede. Deur anders te kyk, deur in die geloof te kyk. As jy in hierdie berg voor jou gaan bly vaskyk, net op hierdie krisis en trauma in jou lewe gaan vasstaar en daarop gaan fokus, dan gaan jy jouself te pletter loop teen die berg. As jy net op hierdie trauma gaan fokus, dan gaan jy verbitter word en uitbrand, jou rug op God draai en jouself vernietig. Jy sal bokant die berg moet uitkyk. Jy sal God moet raak sien. Jy moet as dit ware in sy oë kyk en sy hand raak sien wat hy na jou toe uithou. En jy moet jou hand in sy hand sit en hom volkome vertrou met jou hele lewe. In tye van ons krisis voel ons so verskriklik eensaam en verlate. Dit voel selfs of die mense die heel naaste aan jou, broers en susters, nie begrip het vir dit waardeur jy moet gaan nie. Want hulle kan nie die omvang van jou seer en jou bang wees verstaan nie. Hulle staan nie in jou skoene nie. Maar juist dan, in hierdie verskriklike eensaamheid, dan kom die Here en verseker ons met woorde van onbeskryflike troos en koestering. En hy sê vir ons, ek het jou nie verwerp nie. Vers 9. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, in vers 10. Ek is in beheer, my kind. Ek het al die mag in die hemel en op die aarde. Ek het mag oor elke berg wat voor jou te staan kom in jou lewe. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En broers en susters, wat 'n onbeskryflike vertroosting is dit nie. Watter hoop om aan vas te hou in 'n mens se tye van nood. So wanneer jy hierdie belofte woord hoor wat God vir ons gee, en jy die Here op sy woord neem en jy hom glo en hom vertrou, dan is dit asof hierdie berg soos 'n swaar las van jou skouer afval. Want jy weet, jy kan die Here vertrou. Jy weet hy sal jou nie in die steek laat nie. En as jy dit eers kan doen, op daardie punt kan kom om deur die werk van die Gees die Here te vertrou, dan slaag jy daarin om nie meer op jou bekommernisse en jou vrese te fokus nie. Nou is jou oë gerig op die Here, op sy mag, met jou hand in sy hand en met jou hart teen sy hart. En hy gee jou die geloofskrag om daardeur te beer, deur jou vrese, deur jou swaar kry. En dan verstaan jy wat dit beteken om diep afhanklik van God te leef. En om te leef met wat hy jou aanbied,
En jy ervaar hoe jy jou lewe in 'n nuwe koers en 'n nuwe heling instuur en jou lewe weer sin en betekenis en hoop kry. Hy sê, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En wat gebeur kort voor lank? As jy die Here so op sy woord neem en hom so absoluut vertrou. Hy sê, almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgestel staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar dit sal nêrens te vind wees nie. Nou, die meeste van ons broers en susters weet maar te goed waarvan ek praat. Elkeen van ons sal 'n getuienis kan lewer, en ek dink baie van ons sal 'n paar getuienisse kan lewer oor hoe die Here ons al deur berge in ons lewe gevat het en ander kant laat uitkom het. En is eers as jy aan die ander kant van die berg staan en jy terugkyk, dat jy vra, maar waarvoor was ek nou so bang? Die Here het my toe deurgedra. Die Here het my toe ander kant uitgebring. Hy het my toe nooit alleen gelaat nie vir 'n oomblik nie. En as ons vra, broers en susters, wat gee vir ons soveel sekerheid en hoop dat die Here ons wil help en ons nuut wil maak? Dan kom jy maar een antwoord. Dit is omdat die Here is wie hy is. Hy hou by sy beloftes. In vers 8 en 9 sê hy vir Israel en vir ons, maar jy my dienaar, vir wie ek uitverkies het, vir wie ek lief het, en vir wie ek van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou nie verwerp nie. Dit is ons vrees, of die Here ons dan nou een kant toe geskuif het en uitgelos het. Hy sê, ek het jou nie verwerp nie, moenie bang wees nie. Dit is hoe God is, so beskermend, so liefdevol en vertroostend. Dit is nie ons wat die Here gekies het nie, broers en susters. Hy het ons gekies. Hy het homself met ons verbind. Alreeds in die doop, toe ons gedoop is in die naam van die Vader, het hy vir ons kom sê, ek sal jou beskerm en ek sal jou versorg. In die naam van die Seun het hy gesê, ek sal jou verlos. In die naam van die Heilige Gees het hy gesê, ek sal by jou bly. En wanneer die Here hom aan 'n mens verbind, dan laat hy jou nie gaan nie. Hy kom elke keer weer en weer en weer om jou op te tel en van sy genade en liefde te verseker. So intiem met die Here hom aan sy kinders verbind, dat Jesus Christus self die bitterste lyding ter wille van ons kom deurmaak het. God word mens, kom ly in ons plek, en daarom verstaan hy my en jou lyding. Hy het dit self beleef, deurgemaak. Hy het angs en verwerping bloedsweetend beleef. Maar hy doen toe nog meer, broers en susters. Hy het die onbegryplike tree gegee om die oordeel wat jou en my toekom in ons plek te dra. En hy doen dit om ons met homself te versoen. Daarom sê Jesus vir sy disippels, as julle my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, dan het julle die ewige lewe. Julle kom nie meer in die oordeel nie, want julle het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Ons is met God versoen in Jesus Christus. Daarvoor het hy ons uitverkies, en daarvoor het ons van die uithoeke van die aarde geroep, nog voordat ons iets daarvan kon verdien. Hy bevry ons. Hy versoen ons met homself. Hy verbind ons aan hom en sy beloftes. Sy begeerte is om met jou en my in 'n verhouding te tree. Hy is lief vir ons, onvoorwaardelik en uit loutere genade, onbeskryflik lief. En daarom is hy met ons op pad.
As hy kinders moet ons al meer word wie hy ons bedoel het om te wees. In Romeine 8 sê hy, ek sal die kwaad wat oor jou lewe kom vir jou ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. Ek sal iets daarmee maak in jou lewe wat jou ryker en dieper maak. En as ons dan nou nie weet waarheen en hoe nie, broers en susters, dan verseker hy ons, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. En al initieer die Here nie hierdie ellende in ons lewe nie, beteken dit nie dat dit hand uitdruk by ons nie, of by hom nie. Hy kan iets daarvan maak. Iets wat ons mooier en ryper en dieper in die geloof maak. Vertrou hom. Sy liefdevolle arms is alreeds om jou. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets, kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus, ons Here is nie. Amen. Kom ons dank die Here saam. Ons liefdevolle Vader, U is groot en heilig. Maar U barmhartige hart, U liefdevolle uitreik na mense is byna onbegryplik. En ons dank U dat ons deur U Gees en deur die woord bevoorreg is om U te kan ken, om U te kan glo, om in tye wanneer ons met ons rug teen die muur staan en wanneer ons voor 'n berg te staan kom, dat ons weet U is by ons. U laat ons nie vir 'n oomblik alleen nie, nie 'n oomblik nie. En daarvoor dank ons die Here. En so bid ons dat U dan met elke mens in sy of haar swaar kry, wat ook al die aard daarvan is, dat U liefde en U versorging en U troos sal bring. Gebruik ons as U instrumente om met die gawes wat U vir ons gegee het, ander te bemoedig, ander te laat hoop skep, ander aan U te laat vashou. Want U is ons enigste hoop, Here. Ons vertrou U. In Jesus naam. Amen. Kom ons antwoord die Here dan op sy woord en ons sing dan ten slotte saam die laaste lied, gesang 575, die eerste en die tweede strofes. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën en dan ook vir die wegsending. Amen.
Ontvang die seën van die Here. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en u in sy waarheid lei. Amen.